Enrico, Ja, ek dink ons moet dan begin. Ek gaan vir jou sommer aan die woord stel. Dankie nogmaals vir jou tyd en vir jou kennis wat jy met ons deel. Ons het verlede week baie dankie. gesluit en met die vraag oor Ramadan en nou werk dit so uit dat vanaand die begin van Ramadan is. So Ja, sal ons dalk daar afskop dat ons net 'n bietjie praat oor wat is Ramadan en hoe moet ons daaroor dink en 'n bietjie agtergrond gee en so. baie dankie Leon, baie dankie vir almal wat ook weer saam mag luister en hoop later ook saam praat vanaand. En ja, Ramadan, soos jy sê, begin vanaand. Die eerste volledige dag sal dan môre wees, maar Ramadan word bepaal deur die eerste dag van die 9de maand. En eintlik meer korrek seker die eerste aand van die 9de maand. En dit is omdat Islam met 'n maankalender, dit so sê lunar kalender in Engels. En dit is die eerste aand na nuwe maan. Nou nuwe maan is, ek wil sê, in effek geen maan nie, menende jy kan geen maan sien nie. So die eerste streepie wat jy sien nadat daar geen maan sigbaar was nie, daai streepie, daai klein sekelmaantjie, dit lei dan Ramadan in die 9de maand. Nou kom dit die 9de maand is dit herdenk die skryf van die Koran. Dit is die eerste keer wat die engel Gabriël dan nou soos hulle glo aan Mohammed verskyn het in die grot en aan hom die Koran begin dikteer het. Nou hierdie het vir rowweg 'n kwart eeu aangegaan die skryf van die Koran, so dit was nie toe begin en hy aan mekaar gesit en skryf het daar nie, maar dit was die begin daarvan. En so met die Ramadan wat ons dan natuurlik die wat daarvan kennis dra, se kennis daarvan is dat hulle vas. En die vas strek van son op tot son onder. En nou aan die een kant wil ek sê, wel die feit dat hulle na son onder kan eet en drink en so help daarom, so dis dan nie 'n soliede vas vir 4 weke aan mekaar nie, maar dit bly maar 'n opdraande stryd, wat hulle mag selfs nie iets drink nie. Daar's mense wat uitgesluit word, mense wat siek is, vroue wat menstrueer, vrouens wat lakteer, en so meer daar. So daar's 'n paar uitsonderings, en dit is ook verpligtend eers vanaf die ouderdom van 10. So die wat onder 10 is ook eintlik kwytgeskel daarvan. Maar jy kan nou dink aan daardie verskriklike klimaat van Arabië waar dit dan nou begin het, is dit nou nogal, in Engels sê 'n tall order, om deur die dag te gaan en niks te eet of dan veral te drink nie. En nou ja, in die aand haal hulle dan nou redelik in, en dit is eintlik baie keer nogal 'n geleentheid waar families bymekaar kom, vriendegroepe bymekaar kom. So hulle maak eintlik nogal die meeste van die aandkuiers en dis eintlik ja, dit al so rukkie terug was daar uitslaa rondom navorsing wat gedoen is en dat hulle sê die meeste moslems stel gewig op tydens Ramadan, en dit is omdat hulle in die aande nou eintlik, ek wil maar sê, inhaal wat hulle die dag agter geraak het. Nou dit gaan nie net oor kos en water nie, dit is ook dat byvoorbeeld so seksuele kontak mag nie plaasvind nie, inteendeel is baie swaar strawwe vir mense wat dan nou seksueel wel verkeer in die dag. Die aand is dan nou wel soos kos, kos is reg in die aand, en dit wat jy drink is reg in die aand, seksuele kontak is ook reg in die aand, maar van son op tot son onder is dit dan heeltemal taboe. En behalwe vir die feit dat hulle dan nou vas, is dit 'n geleentheid waar hulle, soos ek net op basis eerlik gesê het, in die eerste plek is dit hulle dink na oor die waarde, die wonder van die Koran.
Elkeen van die profete sou dan 'n wonderwerk gedoen het en die Koran is Mohammed se wonderwerk. So hulle dink eintlik dan baie pertinent na oor die wonder van die Koran. 'n Ander saak wat hulle in hierdie tyd dan oor nadink is dit gaan natuurlik oor een van die pilare van Islam. So laas keer gepraat het, daar's 5 pilare van Islam wat ons dan ook in ons gesprek gebruik met moslems. En so dit is dan eintlik heel logies 'n nakoming van een van hierdie pilare wat dan nou vir hulle baie belangrik sou wees as hulle dan nou eendag voor die regterstoel van Allah sou staan. Dis ook vir hulle 'n vorm van wat hulle praat van geestelike reinmaking. So dit gaan nie net oor 'n fisiese saak van die jy nie eet en nie drink nie. Vir hulle is dit 'n saak van jy kry geleentheid om na te dink oor die slegte dinge wat jy doen. Kom ons maar sê in ons taal die sondes wat jy doen en om eintlik dan 'n geleentheid te hê om dit dan agter te laat. So 'n tipe van 'n Engels sê spiritual cleansing. Die Ramadan is ook vir hulle 'n geleentheid om waarin hulle kan assosieer met mense wat swaar kry. Kyk, die zakat is ook een van die pilare van Islam waar hulle dan 2,5% van hulle inkomste per jaar vir armes gee, wat hulle eintlik maar deur die moskee dit doen. Maar hierdie gaan oor 'n kwessie van nie net die gee van iets nie, maar om te kan assosieer met mense wat konstant in 'n situasie dalk van honger is en konstant in 'n situasie van dors is. Wat hulle vir hulself sê, wel, ek is nou rowweg so in 'n maand in hierdie situasie van nie eet nie drink nie. Maar daar's mense wat konstant in daardie situasie is en dat hulle eintlik daardeur empatie kry vir mense wat dan regtig wil sê minder bevoorreg is as hulle. Dan is dit ook vir hulle 'n geleentheid vir selfdissipline, selfbeheersing, om dit aan te leer. So dit gaan oor baie meer as 'n situasie van nie eet nie en nie drink nie. Daar's eintlik 'n hele klomp dinge wat daarmee saamgaan en dit is iets wat uiteindelik eindig as dit klaar is, dan is eintlik 'n groot fees. Eid al-Fitr wat hulle dan almal dan bymekaar kom, dis 'n ding van die ekskuus tog hierdie ding in my oog, dat hulle so eintlik 'n groot geleentheid maak waar hulle dan 'n fees vier en wel almal familie en so word genooi om aan die fees deel te neem. Die vastyd is gebreek en ja, so dit is dan eintlik 'n groot geleentheid vir hulle dan, ja, wat ek aan dink is dit dit het al gebeur dat die maan, soos hy dan vir die laaste keer moet opkom om te sê, hoorie goed, die vastyd is verby, dan is dit 'n bewolkte aand en dan sien die ouens hierdie maan nie, wel, dan hou dit aan tot die volgende dag. Dit is nou nogal eintlik vir die ouens 'n probleem, want hulle manier van om die saak te bepaal gaan uiteindelik oor om die maan dan nou te sien. Ek was nou die dag daar by Jacobsdal, Annelie, wat ook in is saam met ons kuier vanaand, vertel toe nogal van 'n storie van die ouens wat toe 'n vliegtuig opgestuur het op stadion om te gaan kyk, maar is die maan bo die wolke, om dan net te sê, hoor jy, ja, nee, die maan is daar om uit, so jy kan maar ophou met die vas, jy weet, so 'n stukkie humor daarmee saam. Maar ja, so dit in breë trekke die kwessie van die Ramadan. Ja, ek het net gesê party mense word kwytgeskel daarvan. Party van daai kwytskeldings is ook net tydelik. Ouens wat nou byvoorbeeld op reis is, hulle kan nou sê hulle is vir 'n week
van die tyd is hulle nou op reis. Dan moet hulle iewers daai week aanhaal. So dis nie net hulle word voorlopig kwytgeskeld. Terwyl ander afhangende van wat die situasie is word dan maar permanent kwytgeskeld daarvan. Ek het al gesien in die Kaap, in Kaapstad, die ouens daar op die strandfront by Seepunt het hulle blykbaar gestaan en kyk of hulle die maan kan sien. Ja, Dis nie internasionaal dat dit sê maar in Mekka is wanneer hulle die maan daar sien of so iets nie, of is elke land sy eie manier van doen? die eerste aankondiging is vanuit Mekka, rondom die begin en die einde. Maar, soos jy sê, hier in Suid-Afrika is dit eintlik tradisioneel daai Kaapstad uit, waar hulle dan nou eintlik dit aankondig. Dit was hom altyd nog, omdat wel die moslems was maar eers gevestig in die Kaap, eeue gelede, en so dit maar eintlik so gebly dat tradisioneel in Suid-Afrika word die tyd eintlik maar bepaal deur dit wat in Kaapstad aan die gang is, ja. Goed. Dankie. Kom ons hoor, is daar dalk nog 'n vraag? Ek het gesien iemand het hier geskryf, is dit Johan Kemp wat geskryf het, ek was altyd onder die indruk dat hulle wel water kon drink in die vastyd. Ja, weet jy, ek was ook nogal onder daai indruk gewees. En snaaks genoeg, ek het was een keer in Durban en toe loop ek so 'n moslim oom raak. Hy stap al langs die strandfront, wat eintlik vreemd is, dat hy in Ramadan tyd daar so stap, want genigtig, ek meen, die humiditeit is hoog en so meer, en ek praat toe met hom oor die feit, dis Ramadan, en ek sê toe vir hom, ja wel, vir kwessie dat hulle nie kan eet nie, hy sê toe vir my, ja wel, hulle kan ook nie drink in hierdie tyd nie, toe sê ek, joh, dit is nou nogal dapper van jou, dat ek hierdie tyd gaan stop, en jy kan ook nie drink nie. So die meeste van die ouens is in daai tyd so, jy moet hom maar passief as moontlik. Jy weet dat hulle, ek wil sê so voor son op dat hulle genoeg soveel water moontlik drink, maar dat hulle dan van daar af verder gaan. Jy weet, ouens wat nie siek is nie met wat deurdruk, jy weet, totdat die son weer sak. Maar nee, ek was onder dieselfde indruk gewees dat hulle kon maar wel water drink, maar nee, dit is bietjie taaier is dit. Goed. Dankie. Is daar dalk enige ander vraag op die stadium? Iemand wat gou vir Enrico 'n vraagie wil vra voor ons aanbeweeg na die volgende tema? Ek sien niks. Goed. Enrico, jy het gepraat van 'n vraag wat ons laasweek gehad het oor die Soefies en die woestynvaders. Ja, Ietsie daaroor sê asseblief. ja, baie interessante vraag wat ons gekry het rondom die woestynvaders en die Soefies. Die vraag rondom, maar nog meer wat 'n invloed het die een op die ander gehad. En nou die vraag was so gewees dat Thomas Merton sou gesê het dat hulle in die 3de eeu het hulle met mekaar so kontak gehad het. Nou ek wil sê nie die datering is nie reg nie, want die Soefies tog nie bestaan in die 3de eeu nie. En hoewel die woestynvaders wel in daai tyd nou behoorlik omtrent aan die gang gekom. Maar uiteindelik is dit nogal so dat die woestynvaders wel invloed gehad het op die Soefies. Nou die tydperk van die woestynvaders het omtrent ten einde geloop, omtrent die tyd wat die Soefies begin het. So was 'n noue band van oorvleeling gewees. En dit is nogal interessant dat in die geskrifte van die Soefies sal hulle nogal melding maak pertinent vir die Christene en die asketiese gebruike van die Christene en dan nogal met verwysing na die woestynvaders. En so ja, dit is eintlik nogal heel interessant die ooreenkomste wat daar uiteindelik kom, die invloed wat die woestynvaders gehad het op die Soefies. Dit is die een ding, ek gaan nou so 'n bietjie daaroor praat. Maar dan ook eintlik weet waar pas die Soefies in terme van hierdie tipe van strominge wêreldwyd. Nie net die Christene nie, maar as jy kyk oor boeddhisme, die Joodse godsdienst en so meer. So ek gaan so vinnig daaroor ietsie sê. Nou wat die woestynvaders betref, een van die sake wat ooreenstem natuurlik is die feit dat hulle in die woestyn gegaan het. Dit spreek dan nou van self, hulle het net in die Egiptiese woestyn gegaan, terwyl die Soefies, hulle
saak is eintlik gegrondves in die Arabiese woestyn. Maar so dit is al klaar 'n tipe van 'n ooreenkoms en hierdie asketiese leefwyse van mense wat hulle totaal afgesonder het van die buitewêreld en daar geweldig baie klem gelê het op stilte tyd, op gebed, op die feit om wel basies niks te besit nie. En dat en dis eintlik nogal 'n fenominale stukkie geskiedenis as mens die geskiedenis gaan lees van die woestynvaders. En ek het so 'n paar dae terug het ek nou 'n bietjie meer met hulle geskiedenis te doen gehad en ook weet hulle noem dit maar hulle lering en so meer. Maar daar's so 'n paar teologiese parallelle wat ons sou kon vind tussen hulle. En ek het dus hierso op my blaadjie hierso van hulle gaan almal onthou nie. Hier is byvoorbeeld goddelike eenheid, wat eintlik bedoel dat 'n eenheid wat bereik moet word tussen die aanbidder en die God wat aanbid word. 'n tipe van 'n mistieke eenheid wat beide die woestynvaders nagejaag het, sowel as die Soefies. Dan het die Soefies ook dan baie klem gelê op vertroue op God se voorsiening. En hulle het nogal baie in hulle geskrifte Bybelse beelde gebruik. Soos byvoorbeeld wat ons in die Bybel van lees van die voëls van die hemel, beelde wat juist deur die woestynvaders gebruik is. So dit is ook 'n ooreenstemming tussen die twee groepe. En dan in die vroeë beskouing van hierdie saak het ouens die 20ste eeuse ouens soos R.A. Nicholson het aangevoer dat die sofisme grootliks 'n vreemde toevoeging vanuit die Griekse en die Griekse denke was, dat hulle dit eintlik van daar af gekry het. Dis waar die Soefies eintlik hulle ontstaan gehad het volgens hulle. So naby sien hulle eintlik die invloed wat die woestynvaders dan wel op die Soefies gehad het. En daar is dan nou eintlik op hierdie stadium in die moderne konsensus daar rondom is dat die ouens sê dat hoewel die Soefies beïnvloed is deur die woestynvaders, is dit eintlik ook 'n unieke ontwikkeling vanuit uit Islam. So dit is nie net 'n produk van die woestynvaders nie. Daar's baie duidelike lyne wat mens kan sien dat die invloed daar is en dat hulle selfs eintlik aanhaal van die praktyke, hulle skrywers al eintlik baie praatpertinent eintlik van hierdie woestynvaders. Maar ja. So daar's eintlik heelwat baie dinge wat mense ook gesê het ook rondom die woestynvaders, maar ek gaan nou nie baie verder daaroor sê nie, dit is net eintlik baie interessant. Net iets wat ek tog wil doen, soos ek net gesê het, is die ander mistieke bewegings en ander godsdienste, terwyl ons van hulle praat. Ek is nogal die versoeking om redelik hieroor iets te gaan skryf, maar ek dink nie baie ouens, soos hulle nie veral in dalk geskiedenis ken van die woestynvaders, sal baie daarin belangstel nie. Maar vir ons wat daarom iets van hulle kennis dra, is dit nogal baie interessant. Net so 'n paar ander godsdienste aanhaal. En dis byvoorbeeld, ek het reeds gepraat oor die Christelike mistiek, ek gaan nou nie verder daaroor veel praat nie. Dan is daar ooreenstemming tussen die Soefies en die Joodse Kabbala. En weer eens, ek gaan nie baie daaroor praat nie, ek noem dit net vinnig. Ek het heel wat inligting daaroor, maar ek gaan julle dit spaar vanaand. En dan het hulle ook ooreenkoms met die Hindoes leer rondom Bhakti. En waar het ook uiteindelik weer kom mistieke eenheid tussen die aanbidder en die godheid. En iets wat 'n mens eintlik sou ook kon voorspel het, is die ooreenkoms tussen Zen-boeddhisme en hierdie Soefies, wat baie neerkom op 'n ervaring van, weet, ons praat van mindfulness. Dit het hulle nogal 'n baie duidelike ooreenkoms. En dan 'n laaste saak ook in Taoïsme.
kry mense ook 'n ooreenkoms en gaan daaroor 'n natuurlike innerlike harmonie wat 'n mens kry in Taoïsme en wat mens ook kry dan in die Sofisme en so ja, dit is interessant. So ek sê nommer 1 baie duidelike is die kenners daaroor skryf. Nommer 1 baie duidelike invloed van die woestynvaders op die Soefi ontstaan en die ontwikkeling van Sofisme, maar dan ook 'n paar ander godsdienste wat 'n mens se lyne ook daarin raak sien. Dis duidelik dat in al die godsdienste daar hierdie element van mistiek is. So mistieke deel van die godsdiens. As soos wat jy opgenoem het ek al nie neergeskryf. Dit lyk my dit is universeel. Ja, ek het nogal gedink, weet dis ek moet sê antropologiese verskynsel. Jy weet as jy 'n mens is, ongeag die godsdiens wat jy aan behoort, is daar hierdie behoefte aan 'n noem dit 'n subjektiewe ervaring van die godheid. Jy weet wat jou God dan of wie jou God dan ook al sal wees. En ja, wat ek dink vir elke mens ook wel belangrik behoort te wees. En soos jy dan nou opmerk, nee, dit is ongeag wat vir godsdienst dit is. Ja. Dankie. Vra daaroor iemand wat 'n opmerking wil maak, 'n vraag. Jy het my nou nuuskierig gemaak oor hierdie woestynvaders. Ek moet 'n bietjie gaan lees oor hulle. Dit klink mooi. Is nie iets wat veel weet nie. Ja. Ja, as eintlik as mens nou gaan kyk na die woestynvaders, dit is baie te doen met 'n kontemplatiewe tipe van 'n godsdiens, 'n meditatiewe vorm van godsdiens. En wat ek dink, ek weet ek maak dit nie van 'n sweeping statement en ek bedoel dit nie sleg nie. Ek dink in ons kerk het ons bietjie van 'n armheid rondom dit, as ek die woord armheid kan gebruik. Ons gemeente het ons byvoorbeeld so elke kwartaal 'n meditatiewe nagmaal om 'n bietjie ook voorsiening te maak vir die kontemplatiewe vorm van aanbidding, die meditatiewe vorm daarvan. Ek dink natuurlik dit is baie goed dat ons sê, weet ons godsdienst is in wese eintlik 'n objektiewe godsdienst. En ons verlossing lê buite onsself. Weet ons die openbaring van God lê buite onsself. Dit is so. Maar soos in Engels sê, having said that, ons belewenis van God moet ook 'n subjektiewe vorm inhou. Ja, mens moet oppas dat jy nie die kind met die badwater uitgooi proses nie. Maar jy's reg, ons kerk is tradisioneel nie regtig ingestel op daai element so seer nie. Goed. Ja. Kom ons beweeg aan. Wat is volgende op ons lys? Ja, ek wil net gou weer praat oor Islam in die nuus. Ja? Ek was laasweek gesê, hoorie, so net gou 'n interessante woordjie of twee rondom dit, soos ek sê, hoorie, jy kan nie 'n koerant oopmaak nie of Islam is daar. En nou ja, ek wil sê vandag, weet ek is dit Mola Media, dis vanmiddag. So 'n paar ure terug het hulle daar 'n berig gehad oor die eerste 100 soldate van Amerika wat in Nigeria aangekom het. En dit gaan oor hierdie byvoorbeeld Boko Haram en daai tipe van groepe in die noorde van Nigeria wat mense ontvoer, veral dan nou mense wat Christene ontvoer en doodmaak en so meer. En soos julle weet, tyd terug het Donald Trump gesê wel hulle sal dit nie dalk nie. En hulle het al reeds op 'n stadium al mos daarso aanvalle geloods, bepaalde tekens in die noorde van Nigeria en so weer. Maar daar is vandag die eerste 100 soldate daar aangekom. En het laas keer nog gesê dat die president van Nigeria het by geleentheid gesê, wel, dis nie net Christene wat doodgemaak word nie, moslems wat ook doodgemaak. Wat waar is, maar wat ook waar is dat die ouens wat die doodmaakwerk doen, die moordenaars, om so te sê, is moslems. Almal is moslems. Extremistische moslems, dat kan mens soms sê.
Nie moslems in die algemene sin van die woord nie, maar ekstremistiese moslems. En hulle kan partykeer voor die voet, of dit Christene of moslems is wat doodgemaak word, dit maak nie saak nie. Maar nietemin, so die oortreders by altyd maar hierdie ekstremistiese moslems, veral dan 'n Boko Haram in daardie geval. En het interessant genoeg, die woord Boko Haram, die woord haram eintlik, beteken onrein of nie geskik nie. Boko gaan oor die onderwysstelsel. En so dit is eintlik die protes het gekom oor die onderwys en so meer, en dis waar hulle maar begin het. Maar goed, dis net 'n interessantheid. Verder, die afgelope week wat ook in die nuus was, is hoe in die moslimwêreld, nogal vreemd genoeg, dat beide Iran sowel as Pakistan is besig om vlugtelinge en immigrante wat van Afghanistan hulle land ingekom het, terug te stuur Afghanistan toe. So dit was nogal 'n redelike hoofstukkie nuus gewees op BBC en so meer, want deel van die vreemdheid daarvan is dis al drie lande ter sprake as moslimlande. Maar nog steeds, Iran, hoewel Iran is hoofsaaklik Shiite en die ander twee lande is Sunnis hoofsaaklik. So daar is 'n onderskeid, maar nog steeds is dit nogal al vreemd dat een moslimland 'n ander moslimland se burgers wel terugstuur en ja, terugstuur is dalk swak gestel, maar daar's 'n redelike groot skuif op die oomblik aan die gang. So dit was ook in die nuus gewees. So maar net om, dan praat ek nie eens van die gesprekke van Iran weer rondom die kernkrag en kernwapens gesprekke nie. So maar net om vanaf julle weer te herinner, onthou net, jy kan nie die wêreld verstaan as jy nie Islam verstaan nie. En elke dag kan jy kyk, bevestig die nuus hierdie stelling. Ja, ek weet of iemand daaroor iets wil sê, weet voordat ons verder gaan nie. Julle is welkom, gou jou hand op te steek as iets wil vra, of jy kan die chat funksie gebruik om 'n vraag in te tik, dan sal ons hulle sien en probeer antwoord as ons kan. Rico, ek sien iets op die oomblik nie, so kom ons... Ja, daar gaan ons. Een van die sake wat ek nou die aand genoem het, net vlugtig, was dat die hadiths is van die geskrifte van die moslems. En daar's eintlik 'n groot mate op die oomblik, veral onder akademici, 'n tipe van teenreaksie teen die hadiths. Ouens wat sê, wel, ons is moslems, ons onderskryf wat in die Koran staan, maar die hadiths staan ons eintlik nie aan nie. En dit is 'n redelike opdraande tyd, want in party plekke, as ek al gesê het, jy weet, is dit 'n kwessie van die sterk swaar die hond, en byvoorbeeld, ek dink nou aan juis aan Iran 'n paar jaar terug, die opstande wat daar was, nie die onlangse opstande nie voorheen, oor die vrou wat daar doodgeslaan is omdat sy nie hijab gedra het in die openbaar en so meer nie. Maar die punt is net dit, is dat die Koran skryf nie so iets voor nie. Sulke dinge kom in die hadiths voor en nie in die Koran nie. En maar daar's ouens wat eintlik sê, maar wie, vir julle is die hadiths belangriker as die Koran. Nou, ek wil net iets sê rondom die hadiths. Daar's eintlik vreeslik vreemde stories wat jy kry in die hadiths. Ek wil net eers dit sê. Die hadiths is geskryf na aanleiding van die lewe van Mohammed. Dit sou dinge wees wat sê maar Mohammed gedoen het, dinge wat ons sien doen het, en dis nou 'n voorbeeld, en omdat hy dit gedoen het, behoort hulle dit ook te doen. Daar's ander dinge wat hy byvoorbeeld sou gesê verbied het, ongeag die konteks, en dan is dit nou ook verbode vir moslems, en daar's daar ander dinge wat hy by wyse van stilswye goedgekeur het. Nou, as jy nie oor iets sê nie, dan is dit seker baie moeilik, het jy nou dit goedgekeur of afgekeur, maar dis nou hulle afleiding daar rondom.
So, dis waaroor die hadits gaan en daar's heel wat kritiek op dit, want die hadits wat die naaste tydsgewyse aan Mohammed is eers geskryf 200 jaar na Mohammed geleef het. So, as ou sê jong, ek weet dan nou regtig nie en 200 jaar later hoe akkuraat is die stories nie. Maar die hadits is volumes en volumes en volumes vol boeke. En dit is voorheen was dit vir ons eintlik geslote boeke, want dit was in Arabies geskryf. En baie van hierdie boeke is in die tussentyd vertaal en is vir ons ook nou moontlik om te lees. Dis natuurlik nie die tipe van 'n ding wat jy op 'n Sondagmiddag gaan sê, hoor jy, ek wil 'n bietjie hadits lees nie. Want regtig, dit is 'n geweldige klomp stof om te lees en so meer. Maar dit is nou beskikbaar en dit kan nou gelees word. Ek gaan nou vir julle 'n paar interessante stories rondom dit vertel. Net voor ek dit doen, dis nou vir party moslems, soos in Engels sê, 'n eye-opener om te sien maar wat staan daarso. Want daar's regtig vreeslike vreemde stories daarin. Wat gaan mens eintlik kan glo nie of waaraan kan heg nie. So 'n paar van die stories is byvoorbeeld een van daar was 'n man wat gedurig met moslems spot gedryf het en toe hulle hom nou begrawe en hom in die graf wil sit, toe sê hulle hoor hy het in 'n vark verander. Nou ek meen dit is nou nog 'n bietjie dik vir 'n daler om te sê en dit word nou verkondig asof nee, julle kan dit maar glo, hier het in 'n vark verander. Daar's 'n storie byvoorbeeld van dat Mohammed het eers gepreek in 'n bepaalde moskee en hy het so teen 'n boom gestaan toe as hy dan nou gepreek het. En toe het hulle nou die boom op 'n ander plek geskuif, toe hulle nou 'n bepaalde, noem dit maar in ons taal, preekstoel daar gehad het. En toe Mohammed nou op die preekstoel staan en preek, toe het die boom aan die huil gegaan soos 'n babietjie en hulle kon die boom nie getroos kry. Nou, dit is dit, jy kan nie glo, dis die tipe van stories wat daar nou geskryf is. En hulle bou hulle lewe hierop. Dan is daar ander stories wat regtig wat byvoorbeeld wat Mohammed vir mense so gesê het rondom 'n bepaalde siekte, byvoorbeeld as hulle maag opgeblaase is, of andersins as hulle die klimaat nie lekker kan verdra nie, dan is die antwoord daarop hulle moet kameel-urine drink. En dan is dit nou, ek meen van die beste, kern of the best, wat jy nou so kon gedrink het. En so dis die tipe van stories wat, as natuurlik ander stories ook, maar bitter vreemde stories wat geskryf staan in hierdie hadits en meer moslems wel het 'n toegang hiertoe. Hulle het natuurlik altyd wettig toegang gehad daartoe, maar kon nie altyd verstaan nie, hoewel hulle nou die Koran in Arabies lees. Is hulle nie Arabies genoeg magtig om eintlik die ander stukke te lees nie. Maar nou, kom ons sê, wat se lawwe goeters word hier vertel van in ons godsdienst. Ander storie is, en ek kan nie onthou of ek dit verlede week hier genoem het nie, byvoorbeeld van die feit dat Mohammed, daarvan hom gesê word, dat hy het 10 vroue gehad, en dat hy elke aand seksueel verkeer het met al 10 vroue. En nou is deel van die stories is om te vertel, maar waar het hy nou sy stamina vandaan gekry, dat hy elke aand 10 vroue tevrede kon hou. En nou die storie is eintlik 'n storie wat jy nie eens in goeie geselskap kan vertel nie, maar dit hoef jy te sê die bizarre stories wat in die hadits is. En die storie gaan so dat hy saam met een van sy naaste volgelinge, dat hulle in die woestyn gegaan het en dat hulle daar
wel eintlik Mohammed het vir hom vir die volgende sê, "Wie bly jy net hier? Jy moet nou nie verder gaan nie." En hy het toe daar gebly op afstand en hy kon nog gesien het wat gebeur. En toe is Mohammed aangerand en verkrag deur mense wat hulle sê uit Afrika kom. Ek kan nie die getal van die mans onthou nie, maar 'n hele klomp mans, swart mans het hom toe verkrag. En as gevolg van die verkrachting het hy nou die stamina gekry om elke nag die 10 vroue gelukkig te hê. So regtig jy gesê dis bizarre stories en dit is vir baie van die moslems is hierdie soos verkeerde term te gebruik soos evangelie, menende jy weet hulle sal sweer daarby hierdie stories is die waarheid en ja, so ek sê baie van die ouens lees dit nou deesdae en hulle sê vir hulle self, "Joe, jong, ek weet dan regtig nie." Ander baie belangrike storie hier rondom is dit gaan oor die dood van Mohammed. Nou as julle gaan Google, nou nie dat Google natuurlik die beste bron is so sê, maar ek meen om nou vinnig wat te gaan kyk. Waaraan is Mohammed dood? Dan sal julle kry dat Google sê nee, hy het siek geword, hy was 'n week lank siek gewees, hy het koors gehad en hy is in sy vrou Aisha se huis oorlede en daar begrawe. Nou 'n storie wat baie moslems self nie weet nie. Trouwens as jy nou die vraag vra waar ons oorlede, dan sal hulle nou vir jou antwoord gee wat ek nou gegee het, nê. Maar wat sê die hadits? En dit is natuurlijk alles bronne wat ook kan nagaan. Sê hoor jy goed, hier is die verwysings en dit kan ek vir julle kry, die wat dit so wil hê. Is waarin die hadits staan, dit wat ek nou vir julle sê, want mense kan ons nie enige ding sê wat jy lus is om te sê nie, veral nie in hierdie geval nie. Dit sluit aan by 'n teks. Kom ek begin jou met 'n teks in die Koran. In Surah 69, hoofstuk 69 van die Koran. Hier is so van rolweg, ek dink is vers 42 tot 46. Julle sal dit opspoor, die van julle wat die Koran het of dit wat Google. Is die belangrike hoofstuk Surah 69, rolweg vers 42 tot 46. Nou daar is dit bloot eers 'n storie wat nie in die eerste plek geskryf is na aanleiding van Mohammed se dood nie, hoewel dit later ter sprake kom. Die teks sê, skryf Mohammed namens Allah, en Allah sê daar, en interessant genoeg die woord ons, Allah praat van onsself as ons, baie interessant, as Mohammed 'n valse boodskap verkondig, sal ons hom aan sy regterhand gryp en sal ons sy aorta afsny. So, dit staan in die Koran. As dit sal Mohammed se einde wees, as hy dan nou valse stories verkondig. Nou goed, los dit maar eers vir 'n oombliekie daarso. Wat sê die hadits dan nou oor Mohammed se dood? En daar's verskeie skrywers. Dis nie as ons sê hoe daar's een storie oor sy dood. Daar's verskeie wat daaroor skryf. En die storie gaan so dat Mohammed het op een van hierdie rooftogte gegaan en hulle het Joodse mans en kinders vermoor en hulle het vroue verkrag. En een van die Joodse vroue het toe na die tyd gekom en gesê sy wil vir hom kos gee. En dit was toe 'n lammetjie gewees wat sy gaar gemaak het om vir hom en van sy naaste volgelinge te gee om te eet. En van die volgelinge het toe nogal hulle aangeproe, hulle geproe, dis nie reg nie. Maar toe kyk hulle, toe sê hulle, Mohammed dit eet, as daar fout is, hy is mos 'n profeet van God, hy sal dan nou weet of daar fout is, hy niks doen nie, dan is hulle veilig om te eet. En ja, hulle eet toe die kos, maar die kos is te vergiftig. En
dit is hoe Mohammed uiteindelik dood is. Hy is die dood van hierdie Joodse vrou wat van vergiftigde om gif ingevoer het saam met die lammetjie wat sy gaar gemaak het en van sy naby kring is ook daarmee saam met hom oorlede as gevolg van die gif. En baie interessant, en dit skryf verskeie hadits, verskeie skrywers skryf hierdie storie, en dit is baie interessant, dat, en dit was waarskynlik Mohammed se laaste woorde, is dat ek ervaar dat Allah my aorta afsny, na aanleiding van die vergiftiging. Nou, wat nou net baie interessant is, is die ooreenkoms tussen die woorde wat ons kry in Surah 69, waar Allah dan nou sê, as hy 'n vals profeet is, sal ons sy aorta afsny. En dat hy dit self op sy doodbed, op sy sterfbed, wat hy dit dan nou self sê, volgens die hadits. Net om vir julle so 'n blikkie te gee in die hadits, natuurlik, dis absoluut mikroskopies, so sê, hoor jy, daar is soveel dinge rondom die hadits wat mense kon sê, maar ek dink baie van die goedes is eintlik vir ons diep van irrelevant, en maar ek dink hierdie is tog 'n bietjie interessante dinge wat jy nie sommer gaan raakloop in enige noodmaak kursus of boek of wat ook al. Juist wat ek sê, hierdie is inligting wat eintlik afgelope dekade vertaal is en onder ons aandag gekom het. Is die goed vrylik beskikbaar op die internet, Enrico, as 'n mens sou gaan soek daarvoor? Ja, jy behoort dit vrylik te kan kry op die internet. Iemand wat nogal baie daaroor skryf. En wat jy op YouTube kan kry is 'n ou met die naam van David Wood. Wat 'n apologetus, sy webtuiste wat ook al is, Apologetics Acts 17, soiets in die aard. Maar David Wood is sy naam. En dan kan jy byvoorbeeld gaan kyk, as jy sommer intik op YouTube, David Wood, how did Muhammad die? Hier's 'n daai lyn. En dan gaan jy hierdie, wat ek nou vir jou vertel het, met die noodbaar skrifverwysings. Presies sê jy sien dis wat het gesê het, dis die bron, bladsy so en so, jy weet, in daai tipe van dinge. Dis baie interessant dat hy op sy sterfbed daai aanhaling maak of verwys daarna dat God sy aorta afsny of Allah sy aorta afsny, eerder as 'n algemene uitdrukking te sê so, Allah gaan my lewe beëindig of ek is aan die einde van die pad of so iets, dat hy pertinent daai beeld gebruik. Ja, dit is dus nogal baie belangrik, as jy sê dat opvallend, dat mens dit nou sien, hy kon net gesê het, wel, wat ook al ek sterf, maar juist daai woorde, wat jy kry in die Koran, wat 'n vals profeet hom pertinent indien hy sou wees, as dit uitwys, daai baie pertinent daai woorde te gebruik. En as jy nou David Wood se goed gaan kyk, sal jy sien, dis nie een ou wat dit sê nie, daar's 'n hele klomp bronne wat hierdie woorde verbatim, soos jy nou sê, dat Mohammed het gesê vir sy vrou Aisha, ek ervaar in hierdie oomblik, Allah sny my aorta af. Ek meen, dit is so baie direk, jy weet, en moslems wat dan die Koran ken, sou waarskynlik geskerm het vir so tipe van uitdrukking. Sê, hoor jy, ons weet mos wat staan, kom ons verdraai bietjie die woorde hierdie kant toe of daai kant toe. Maar dis presies wat daar staan. En so ja, dis kom ek maar vir julle vertel daarvan, want julle gaan dit nie sommer, ek dink by jou gemiddelde kursus oor Islam gaan jy dit nie sommer hoor nie. Dit is 'n baie spesifieke uitdrukking, dis nie 'n algemene ding wat anders sou maak. Ja. Goed. Ja, nee, jy moet maar 'n generiese uitdrukking of iets nie. Ja, glad nie. Ja. Vra, iemand wat 'n hand opsteek of vraag vra. Ek sien nie, daai koffie van jou is al koud, Enrico. Maar vra nie, want ek gaan nou lekker maklik af. Ons het in die Christelike kerk het ons sending as 'n as 'n belangrike deel van die kerk. Die kerk is God se sending hier op aarde.
Ja, Is daar soortgelyke goed by die moslems? Hoe hanteer hulle dit? Hoe versprei hulle? Hoe brei hulle uit? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. man, ja, dis 'n baie belangrike saak wat jy daar aanraak. Hulle het regtig nogal 'n visie om uit te brei. Ek meen vir hulle gaan dit absoluut oor 'n kwessie van ons moet hierdie planeet moet ons onder beheer van Allah bring. En weet vir ons is sendingwerk 'n saak wat ons kan sê weet dis deel van ons dankbaarheidslewe. Aan die een kant, dit is iets wat ons doen tot eer van die Here. Dis iets wat ons doen na aanleiding van die groot opdrag wat die Here Jesus gegee het. Vir moslems is dit 'n verpligting. Hulle is elke moslim word verplig om 'n sekere hoeveelheid tyd in hulle lewe af te staan aan wat hulle noem dawa. So dawa is hulle vorm van sendingwerk. En jong, dit neem regtig 'n verskeidenheid van vorms aan. Dit hoe jy ook al mense daartoe kan ooreed om moslems te word. Ekskuus nog, weet dit is vir hulle vat nou byvoorbeeld Gift of the Givers. En ek dink almal van ons sal saamstem, jong, daai ouens doen goeie werk. Hulle doen werk, as hulle dit nie gedoen het nie, dan wel sou dit nie gebeur het nie, in terme van sê maar opheffingswerk, plekke waar daar krisis is, of dit nou te veel water of te min water is, weet, oorstromings of dramatiese droogte, waar hulle windpompe of boorgate, seker eintlik die beter woord om te gebruik, nee, boorgate gaan insit. Maar hulle kom met ouens wat sal vir jou kan sê, ouens wat my gesê het in die Karoo, ek sal nie pertinente plekke noem nie, wat my vertel het van hulle eerstehandse ervaring rondom Gift of the Givers en boorgate sink, is dat daar's nie iets no such thing as a free meal. Uiteindelik is daar 'n ding van, maar hoorie, ons het, so hulle kom na 'n jaar terug, en sê, maar hoorie, ons het 'n water hierso vir julle gegee, en julle het aan die lewe gebly en so meer, en ons eis vriendelik, om dit maar so te stel, die reg op om hier 'n moskee te bou. Daai tipe van dinge. Wat weer eens deel is van dawa, want dit is 'n tipe van 'n openbare stelling van hoe ons is hier teenwoordig en ons het 'n sê hierso in hierdie omgewing. En nou baie keer gaan dit gepaard ook met 'n ding van mense wat, welkom ek bly is by Gift of the Givers voor ek verder gaan. Ons almal is bekend vir die halal teken, en nou die halal teken is nie 'n vloek of in Engels sê 'n curse of iets nie. Baie ironies dat jy omtrent op elke ding deesdae die halal teken kry, want dit is absoluut belaglik. Die halal teken gaan in kern daaroor dat 'n dier is geslag volgens bepaalde rituele, wat eintlik maar beteken die dier se keel word afgesny en bloei leeg. Nee, dit is maar hoe dit dan hoe daai tyd van Mohammed al was, en dis basies dit. Daar's ander dinge wat eintlik baie dinge word gereël rondom halal en haram. Ek praat van Boko Haram, wat beteken dis nie geskik nie. Halal beteken dit is geskik of dit is skoon. Maar in terme van produkte, jy weet, dit is belaglik dat jy water kry. En op die water is daar halal teken. Ek meen, dit is totaal belaglik. Water is nie geslag of iets nie. Of koeldrank. Dit was ook gesê, weet vir my, die verstommende is dat jou paaseiers kry halal teken. En ek weet nie wat is volgende nie. En op al hierdie produkte wat die halal teken het, betaal ons 'n bedrag. Nou, dit is nou nie 'n enorme bedrag nie. Ek wou nogal gaan kyk het, wat is dit deesdae, want dit is nie 'n vaste bedrag altyd nie, weet, so dit wissel maar.
Maar as jy man enige kettinggroep wat per dag, sê nou maar Checkers oor die hele land, hoeveel produkte verkoop hulle met 'n halal teken op? Want dit is omtrent nie meer moontlik om iets te verkoop wat nie 'n halal teken op het nie. Al is dit 1 sent. Dit is meer as 1 sent, maar kom ons sê al is dit 1 sent. Oor die hele land moet Checkers per dag maklik R1 miljoen maak in terme van halal wat hulle dan oorbetaal aan die Muslim Judicial Council. En hierdie geld word dan uiteindelik gebruik om die werk van ouens soos Gift of the Givers te finansier. En as jy nou vat omtrent 80% van die land se bevolking is Christene, dan wil jy omtrent sê 80% van rolweg 80% van die inkomste wat gegenereer word rondom 'n halteken word deur Christene betaal. Uiteindelik is dit die moslems wat die idee skep, goed, ons is eintlik die ouens wat die goeie dinge doen. En so ek net gesê het, nie van ons kan in twyfel trek dat hulle wel goeie werk doen nie, maar daar is altyd 'n agenda daarmee saam. En dit gaan dan saam met dawa. Nou, 'n plek wat hulle op fokus, daar's 'n paar plekke waarop hulle fokus. Die een is 'n situasie waar hulle altyd kyk is saak van armoede. Nou, dit gaan nie net oor 'n kwessie van dis armoede en kom ons help mense nie. Dit is 'n byproduk daarvan. Maar die saak gaan meer oor die kwessie van ons kan vir arme mense sê, ons gee vir jou 'n kombers, ons gee vir jou 'n sak meel, ons gee vir jou R100 en al wat jy moet doen is, jy moet sê Allah is die enigste ware God, dan kan jy dit kry. Vir hulle om te bely dat Allah God is, hoef nie noodwendig te gaan met die hele kwessie van my hele lewe word tot daar rondom ingerig nie. Ek meen vir hulle, as jy dit gesê het, ver hulle aangaan, is jy dan 'n moslim. En interessant ook is dat jy kan nie volgens hulle bekeer word tot Islam nie. In Engels sê convert nie. Hulle praat van revert. En die hele storie rondom dit is dat hulle sê elke mens word gebore as 'n moslim. En as jy dan nou bely dat Allah die enigste God is, dan revert jy na waar jy oorspronklik was. En so hulle kan hulle misbruik eintlik daai situasie in plekke van armoede. Ander plekke wat hulle op fokus is veral nogal universiteite. Ek is hulle het my nogal per ongeluk gelaai op een van hulle groepe. So ek is per ongeluk op een van hulle dawa groepe gesit. Ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie. Ek vra ook nie vra nie, ek maak ook nie geleide nie. Ek bly onder die radar, maar ek is heeltyd bewus van waar is hulle volgende plek wat hulle gaan op fokus. En dis heel dikwels is dit universiteite. En ek sal baie keer vir ons laat weet. So hoorie, ek sien hulle beplan op daai en daai kampus gaan daar hulle tente opslaan, gaan hulle studente voorkeer, gaan hierdie hulle modus operandi wees, sodat mense vir die kerk op daai kampus ook net inlig en sê, hoorie, wees bewus hiervan, lig julle studente in en so meer. So dis iets wat hulle baie op fokus, is studente dorpe en dan ook natuurlik kampusse per se. En soos ek ook gesê het, dit is iets wat verpligtend is vir alle moslems. En hierso in Bloemfontein is daar ook 'n kwekery waar daar 'n ruim parkeerplek is en meeste Saterdae as jy soontoe gaan, dan het hulle dan nou die moslems daar hulle stalletjies opgeslaan en hulle verkoop hulle kos wat natuurlik lekker kos is. Ek dink die meeste van ons hou van dinge soos samosas en daai tipe van kos, geurende kos. Niks fout daarmee nie.
Wat net interessant is, as jy nou met 'n kaart gaan betaal daarso, dan wat hulle natuurlik verkies, is dan kom op jy nou terugvoer kry van die bank. Jy het nou gekoop, waar daar normaalweg sou sê jy het by Checkers gekoop of Pick n Pay, dan staan daar DAWA. So jy het R100 bygedra tot DAWA staan dan op jou foon of waar jy dan ook al terugvoer kry van jou uitgawes. En so hulle is absoluut daarop gemik om die wêreld in te gaan op verskeie maniere, maar dan ook in terme van die boodskap om mense bloot te stel aan Islam en mense dan ook moslems te maak. Hulle is ook baie gerad in terme van moderne tegnologie. Ons kyk na moslems en sê, jette jong, hulle lyk ons as ouens wat klere dra van die 6de en die 7de eeu, weet, hulle is regtig baie terug in die geskiedenis. En maar in terme van tegnologie, in terme van om die saak van Islam te verkondig en te versprei, is hulle nogal op die voorpunt van hierdie hele benutting van die tegnologie om dit te kan doen. So, ons is nie in kompetisie met niemand nie. En myself in die rede te val, dis eintlik die enigste ander, noem het maar sending, georiënteerde godsdienst verhuis, net die Christen en die moslems. Ander godsdienste het nie 'n sending ywer of 'n sending visie nie. Maar as ons net bewus is daarvan dat elke oomblik van elke dag is moslems besig in hierdie planeet om ywerig die saak van Islam uit te dra. Dan moet dit ook vir ons sê, ons moet ons boue oprol, ons moet toegerus word, ons moet soveel as moontlik mense toerus rondom wat verkondig Islam, dat ons met hulle in gesprek kan tree, maar natuurlik is ons sending ywer, ons sending taak is baie wyer as dit, om dit te doen, maar ons sal met moue oprol en regtig waar ons kan bring en die Here se opdrag aan ons gehoorsaam. Enrico, baie dankie. Dis nou baie interessant. Ek het 2 vrae wat ek gou wil vra. Een net so tussen hakies, jy het verwys na die kleredrag. Waar het hulle vasgesteek? Hoekom het hulle mode nie bygebly nie? As mens dus so. Ja. Dis die een. En die ander een, jy het nou verduidelik oor die halal teken wat op kosprodukte aangebring word en so aan, en dat dit ons almal geld kos. Hoe moet ons as Christene daarop reageer? Is dit 'n ding wat ons moet sê, nee, ons gaan nou ons stem dik maak en sê ons weier om ekstra te betaal vir 'n ander godsdiens etiket? Is dit dieselfde met die Jode met hulle kosher teken op sommige produkte? En hoe moet ons reageer? Is dit 'n onskadelike ding wat ons net kan sê, wel, dit is nou maar wat dit is, of moet ons aktief weerstand bied daarteen? Ek dink ons behoort meer te doen om vir mense te sê, hoorie, nee, ons gaan nie ander godsdienste subsidieer nie. Wanneer as daar dinge is wat regtig daarop aankom, hulle wil weet hierdie vleis is volgens hulle behoeftes geslag, goed en wel. Maar regtig waar, ons sal moet op 'n manier, ek wil sê 'n forum kry wat ons hierdie saak aanspreek. Want die ding is dit gaan 'n baie wyeer saak as net om te sê daar is soveel produkte wat nou die halal teken het. En net so tussen hakies, die kettinggroep wat die minste halal produkte verkoop is Spar. Dit kan dalk 'n ding wees om te sê, as jy 'n keuse het tussen Spar en 'n ander kettinggroep daar naby jou, ondersteun dalk eerder vir Spar rondom hierdie bepaalde saak. Maar ja, dit is maar net 'n stukkie interessante inligting rondom die halal teken. Maar die probleem wat verder gaan rondom die halal teken is dat wat gebeur is,
man, ek sê maar Pick n Pay. Ek het nou regtig nie 'n saak teen enige van die ouens nie. Ek gebruik maar, sê my ouens kom by Pick n Pay en daar's 'n bepaalde produk wat nou uit en uit halal tipe van produk is. Nou kom die ouens van die Muslim Judicial Council en sê, nee, weet jy, hierdie produk wat op hierdie rak staan van ons wat halal is, dit gaan nie net oor hierdie produk wat ons verkoop nie. Ons kan nie reg langsom 'n produk hê wat nie halal is nie. Nou gebeur dit dalk, ek meen, jy is 'n ou wat rooiworsies verkoop of ham verkoop en jy het nou al die jare het jy nou by Pick n Pay 'n gedeelte gehad en jy betaal het per vierkante meter of wat ook al van die supermark en alles is right. Nou kom jy skielik en sê vir jou, nee, hoorie, ons moet nou hierdie ouens tegemoet kom wat met die halal teken en hulle wil nie net hulle produk verkoop met 'n halal teken op nie. Vir hulle word halal nou haram as dit in die omgewing of direk langs 'n produk staan wat nie ook halal is of is nie wat dan nou haram is. So dit is 'n raak regtig nader aan 'n tipe van 'n soos 'n onkruid. Suurdeeg. Dit begin op 'n punt en dit neem nader aan 'n hele plek omtrent oor. En so dit is iets wat nader aan ander ouens uit die mark uitdruk. Want die ouens sê net naderhand vir die winkels, vir die kettinggroepe, wel, dis nie net dat ons produk so wil verkoop as halal nie, maar as jy nie vir ons 'n plek wil gee waar ons, ek wil maar sê, die bure op die rak ook halal vriendelik is nie, dan gaan ons nie ons goed verkoop nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Want baie van hierdie halal produkte word afgelewer deur vragmotors wat besit word deur die Muslim Judicial Council. En hulle sê dan net nader, nee, ons ry nie meer produkte dan aan nie. Jy weet, dit is 'n tipe van afpersingssituasie nader aan. So laat ek net dan iets anders sê, dit klink net of ek hierso bealderende bammak stories vertel wat regtig nie my idee is nie. En ek het al laas keer ook gesê, ek is nie islamofobies nie. Ek regtig moet weet, ons gaan regtig nie moslems bereik as ons nie goeie vriendskappe ook smee nie. So, verstaan my reg. So ek wil daarom net die ding sê, daar is nie so 'n ding van die halal teken beteken hierdie ding is gekus om Engelse woord te gebruik, daai tipe van ding, en dit gaan nie daarmee verband nie. Maar ek dink Christene sal op 'n manier moet standpunt inneem en sê, hoorie, nee, ons kan nie meer ander godsdienste subsidieer en ons het geen idee waar daai geld eintlik heen gaan nie. Ons is nou bewus daarvan dat ouens soos Kief tot 'n kiewers word befonds daaruit, maar ons weet nie, gaan dit Mosambiek toe? Gaan dit Nigerië? Ek weet nie, as ek reeds gesê het, ek wil nie allerhande bangmaak stories vertel nie, maar die ding is net, ons het geen idee, as jy daai geld betaal het, waar gaan dit van daar af heen nie? Goed, dankie. Iets oor die klere, en as ander vra het, sê gerus. Ja, weet die klere gaan eintlik sluit aan by 'n ander baie belangrike saak in Islam, wat noem maar die beginselsaak gaan oor regulering. Dit is eintlik verstommend, jy weet, hoe gereguleerd Islam is. En jy gaan nie in die Koran byvoorbeeld nou weer eens kry, daar staan, wat se klere moet jy dra, 'n vrou moet 'n burka dra, 'n man moet 'n bosbaard dra. Nee, dit staan nie in die Koran nie. Dis ook in die hadith. En omdat dit in die hadith opgeteken is, hoe die profeet dan nou daai tyd opgetree het en geklee was, is dit dan nou tot vandag toe nog 'n voorskrif. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En so ek sê, dit is moet maar 'n simptoom, en maar die beginsel gaan oor regulering, amper oor regulering.
Nou, weer dinge soos byvoorbeeld in hoe hulle alledaagse lewens verloop, is eintlik nogal verstommend as jy nou gaan van die ding van toilet toe gaan. Weet so as jy, "Jo man, ons kom nou by allerlei snaakse tipe van voorbeelde uitgenaamd." Maar nou ja, ek weet dit is nou regtig ongelooflik as selfs jou toiletmaniere gereguleer word. Ek praat nie van goeie maniere nie. Wat byvoorbeeld as jy nou toilet toe gaan, dan gaan jy in die toilet in met skoene aan. Jy moet skoene aan hê. Goed. Vir 'n start. Dan as jy ingaan, dan gaan jy met jou linkervoet eerste in. En as jy uitkom, dan kom jy uit met jou regtervoet. So jy gaan nie net toilet toe nie. Jy gaan met skoene aan. Jy moet eers jou linkervoet insit as jy in die toilet ingaan. En as jy uitkom, moet jy eers jou regtervoet uithaal. Dan mag jy nie met jou rug sit na Mekka toe nie. So jy moet wel, jy hoef nie in die rigting van Mekka te kyk nie, maar jy mag nie met jou rug sit. Daar is dan nog ander drie windrigtings ook, nee. Maar wel, goed, kom ek laat dit maar daar. Ja, so, maar jy mag nie met jou rug maar Mekka toe sit as jy dan nou toilet toe gaan nie. So, ek meen regtig, hoe gereguleerd moet jy dan nou wees, en ek laat nou 'n paar ander detail en verstaanbare redes laat ek dan nou uit. As ons praat oor regulering in terme van kos eet, dan praat ek nie van halal en so, dit natuurlik is 'n klare ding, nee. Maar as jy gaan eet, dan moet jy onder andere 'n doek op die vloer uitgooi voordat jy kan begin eet. Met jou hande was, jy moet jou skoene uittrek. Nog interessant, nee, as jy toilet toe gaan met jou skoene aantrek, jy eet met jou skoene uittrek. En dan jy moet eet met jou regterhand. Jy eet dikwels net met hulle hande, nee, is nie noodwendig met 'n mes en 'n vork nie. Soos wat dit dan normaal was, soos deur die eeue. En verkieslik met 3 vingers. Regterhand, en dan jy moet ten minste met 3 vingers eet. Sê weer, ek meen, hoe gereguleerd kan jy nou raak? As daar kos op die grond val, ekskuus tog? Nee, dit sluit aan by wat jy verlede week gesê het, Enrico, dat Islam baie meer 'n godsdiens is met riglyne en reëls en regulasies oor al wat 'n ding is, eerder as 'n verhouding tussen 'n mens en die Skepper God. Ja. Nee, dis verstommend. Jy kan omtrent sê in Islam, dit wat nie verpligtend is nie, is verbode. Ja. Jy kan omtrent weet, tussen daai twee uiterstes is daar eintlik bitter min spasie vir kreatiwiteit. Nou, net te praat rondom kos. Wel, iemand maak nou 'n grap na die dag in hierdie hittegolf wat ons so 'n week terug gehad het. Wat hy nou sê, hy sien 'n voeltjie wat 'n wurm van die grond uit. En hy moes eers die wurm koud blaas voor hom kon eet. En moslems mag nie op die kos blaas nie. Ek kan sê dit is seker nou nie 'n big deal nie. Maar ek weet regtig, ek meen as jou kos warm is, dan blaas jy op jou kos, hulle mag nie kos blaas nie, hulle mag nie fout vind daarmee nie. En hulle moet begin eet by die kos naaste aan hulle. Die kos wat die naaste aan jou is op jou bord, dit moet jy eet. En dan al hoe verder. En nou jy na eet met jou hande was en jou mond uitspoel. So, ja. Nee, dit gaan oor reëls, en as ek genoeg reëls nakom, dan beïndruk ek vir God, dan ben ek sy guns. Dit klink vir my baie soos Jesus se probleem met die Fariseërs in die Nuwe Testament. Ja. Maar hier's twee mense, ek sien Christo Weideman skryf hier, ek stoel lankal met die vraag, wat sou gebeur het as ons aangedring het dat 'n kruis of 'n ander Christelike logo op produkte aangebring moet word, en hoe is dit moontlik dat so 'n klein groepering die res van die land so 'n greep kan hê met iets soos die halal teken?
Dis die een ding. En dan het Gideon Ja. sy hand opgehad. Gideon, wil jy iets gesê het? Asseblief. Ja, dankie. Enrico, ek wou sommer net gehoor het, ons het net nou gepraat oor hoe aggressief die moslems hulle tipe sendingwerk doen, weet. Is daar voorbeelde, is daar getuienis van moslems wat bekeer is tot die Christendom, wat hulle oortuig het en wat vir hulle, ek wil nie sê wat vir hulle gewerk het nie, maar hoe hulle tot geloof gekom het, deur bepaalde weet 'n sendingstrategie op 'n aksie van 'n kerk of maar jy hoor my vraag, ek die mense wat voorheen moslems was, hoe hulle tot die Christelike geloof bekeer is en hoe het hulle dit ervaar, wat het hulle vrygemaak? Ja, weet jy, ek lees so 'n week gelede van 'n organisasie en ek ongelukkig hulle naam vergeet, maar so het gelyk aan geopende deure. As ek lank dink gaan ek, maar maak nie saak nie, die organisasie naam is nie so belangrik nie. Wat werk in Nigerië nogal en nou ja, ons weet hoeveel Christene het gesterf afgelope tyd in Nigerië en wat hulle toe ook sê van Januarie 2025 tot nou toe, so 'n robbige jaar, het daar iets nie 30, ek dink ons sê 37 Christene per dag gesterf in Nigerië. Ek meen dis skrikwekkend, dis absoluut skrikwekkend. Tog is daar 'n glimmer van hoop en die dat hulle toe sê die afgelope 3 maande het daar in Nigerië 600 moslems per maand tot bekering gekom. Wat ook 'n verstommende getal is, weet, en ek het geen rede hoekom ek hulle statistiek in twyfel sou hoef te getrek het nie. En natuurlik, nommer 1 is dit glo dat God deur sy gees mense tot bekering bring, net dit is hoe ons natuurlik glo, nee, God maak ons sy kinders. Maar na aanleiding van jou vraag, dit bring my daarby uit, was die oorwoë mening van die moslems wat tot bekering gekom het. Hulle oorwoë rede was juist die verskil in styl. Dat hulle sien hulle eie mense, hoewel dit dan nou militante moslems is, ek weet so ekstremistiese moslems is, geweld, bloeddorstigheid. En terwyl die Christenes aanslag is, draai die ander wang. Leef in vrede met jou naaste. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Daai Christelike aanslag van sagmoedigheid, van vredemakers, in teenoor die saak van geweld, was die meerderheid van daai 600 per maand die saak wat hulle in diepste geraak het, ek sê hier het ons met iets anders te doen. Die feit dat Christene op 'n bepaalde manier optree, dit sê iets. So ja, dit is ek glo dat God se gees dit ook eens gebruik in hulle lewens om die ander kant van die saak te teken, sê maar nee, ons is nie 'n koninkryk van geweld nie. Dit is Jesus is die prins van vrede. En so ja, dit maak uiteindelik dit maak nogal juist die verskil. Maar sê ek Dankie daarvoor, Enrico. Goed, ons loop al so amper na 1 uur en 'n half toe, so we gaan na die einde se kant toe staan. Hier was nog 'n vraag, 'n opmerking, ekskuus net gou, comments.
Nou Cornel Bason vra, as hulle dan nou nie die regulasies of die reëls volg nie, wat sou dan met so 'n persoon gebeur? Hoe het hulle 'n kerklike tug soos ons het? Ja, kyk, by hulle is daar natuurlik, ek kan wel basies sê, by hulle funksioneer die Sharia regstelsel natuurlik, behalwe in plekke soos Suid-Afrika kan hulle nie Sharia regstelsel verhef bo ons regstelsel of in plekke soos Amerika of waar ook al nie, nee. Maar oor die algemeen is dit regtig 'n baie 'n streng vorm van, noem dit maar tug by die gebrek aan 'n beter woord, straf, verseker maar uit en uit die saak waaroor dit gaan. Ek het net gepraat van die Ramadan en dat mense nie in die dag boonbehalwe eet en drink mag ook seksueel verkeer nie. En ouens wat seksueel verkeer word gestraf, hulle moet dan vir 60 mense op een dag gaan kos maak en in die openbaar moet daar dan gesê word saam met die kos wat hulle vir hulle gaan uitdeel en maak. Dit is die rede hoekom hulle dan hierdie kos uitdeel. So daar is 'n baie streng tipe van 'n manier van om straf uit te deel vir ouens wat nie doen wat hulle moet doen nie. As hulle nie optree volgens die reëls wat daar is nie. So dit is, ek het verlede week nogal genoem nee, van die paartjie wat geslaan is, 100 houe in die openbaar omdat hulle buiteegtelik seksueel verkeer het. En so daar is nogal baie in moslimlande veral is daar baie streng strawwe teen sulke persone. Hier in Suid-Afrika, ander westerse lande sal dit ding wees ook van mense wat kan uitgeskuif word aan die rand. Praat nie eens van mense wat hulle tot bekeer tot die Christendom nie. Hulle word natuurlik heeltemal losgemaak van hulle families en vir hulle is dit so goed soos daai mense is dood. In moslimlande sal hulle ook sulke mense doodmaak. In Suid-Afrika sal nog nie is ouens doodmaak nie as gevolg van die regstelsel wat hier so heers. Maar sulke mense is eintlik vir hulle in effek dood. Hulle kommunikeer nie met hulle nie, hulle word uitgesit uit die huis uit die gemeenskap uit. So nee, hulle het baie drastiese reëls om seker te maak dat jy val maar in by die reëls wat daar gestel is, ja. OK. Dankie. Nog vrae van iemand? OK. Enrico, het jy nog 'n laaste deel wat jy met ons wil deel? Dink jy ons is klaar vir die aand? Weet jy, ek dink wat ons volgende keer, ek gaan net vanaand 'n paar, kom ek noem net 'n paar ander groeperinge vanaand. Ek dink wat ons volgende week dan gaan doen, is om bietjie te praat meer oor die apologetiek, oor meer die komplekse vrae. Byvoorbeeld, nee, dat moslims sal vir jou sê, maar waar in die Bybel staan daar dat Jesus sê, ek is God, aanbid my. As wat vir jou sê, as jy dit vir my kan wys, dan gaan ek nou 'n Christen word. En nou dit is iets wat ons noem, dit is al vooruit te loop, the exact word fallacy. Hoe antwoord jy moslim daarop? Dit is baie belangrik dat ons toegerus is op hierdie tipe van vrae. Daar's vrae, dinge wat hulle ons stel en sê, maar goed, die Bybel is korrup. Dit is, die Bybel is gekorrupteer. Hulle sal ons nou sê, jy weet, dat die Ou Testament is die Eerste Testament, die Nuwe Testament, die Tweede Testament, en dan die derde ene is dan nou die Koran, is die derde testament. En nou sê intussen tyd, nee, maar die Bybel is gekorrupteer en dit is, Konstantin was die skurk gewees en Paulus was die skurk. Jy doe antwoord ons daarop. Dit is nogal baie belangrik dat ons daai tipe van vrae goeie antwoorde op het. Daar's ook 'n ding wat ons gaan praat van the Islamic dilemma. Dilemma is 'n ding van hoe jy links gaan of regs gaan, jy het 'n probleem. En die hele manier hoe die moslems die saak hanteer rondom die Bybel, bring hulle uiteindelik in 'n dilemma.
En jy kan eintlik dan op 'n vrou hoor, okay, jy kan kies op watter manier wil jy verkeerd wees. Nou dis daai tipe van ding wat ons volgende week oor gaan gesels. Bietjie oor apologetiek in die algemeen, wat ek dink baie belangrik is. Dit as sulks in die algemeen, maar dan ook dat ons net bietjie gesels oor bepaalde vrae wat opduik in die gesprek, dat hulle dan net weet, waaroor moet ons gesels oor hierdie met hulle, en dis 'n vraag wat ek maar my baie jare opgetel het, weet hulle kom terug na bepaalde sake toe, so dat ek wil sê in die eksamen sê, wat spot jy? Ja. Nou, volgende week praat ons oor die spotvraag. Okay. Maar saam met die spotvraag moet jy daarom ook jy kan net 'n paar spot, maar daar's 'n klompie goed wat jy dan moet leer vir elke eksamen, né? Is dit Ja. 2 vrae nou pertinent ingekom. Kan ons volgende week asseblief net weer 'n bietjie praat? Ons het verlede week bietjie gepraat, maar hoe gaan praat ek nou? Hoe begin ek 'n gesprek met 'n moslim oor my verhouding met die Here en hoe kan ek dit met hom deel en so aan? Dis ons weer net 'n bietjie prakties. Ja. Ja, nee, ek nee 100%, as jy sê daar's 'n paar dinge wat ons kan gesels, soos byvoorbeeld die basiese gesprek van wat ons laas keer so vinnig oor gepraat het. Kom ons noem dit volgende week weer. Wat ek ook dan kan noem is, hoe gebruik ons Bybelverhale om met moslems te gesels. 'n Volgende ding is, hoe gebruik ons die Koran om met moslems te gesels. So daar's 'n paar dinge in die Koran wat ons maar kan weet en met hulle daaroor gesels. En ja, dit het in terme van gesprek voer met moslems. Jy doen praat ons met hulle. Bo en behalwe so ek sê die spotvrae wat opduik. Ja, nee, ek sien uit daarna. Net die moslems sal vir jou baie keer sê die Christendom is gefragmenteer. Jy weet, as Rooms-Katolieke en Anglikane, NG en AGS en noem hom op. Maar hulle as moslems is 'n eenheid. Nou, dit is natuurlik 'n wollaar storie. As jy dan gaan kyk ook na hulle bronne, sal hulle vir jou sê, daar is 70 groepe in Islam. En nou, die hoofgroepe, soos ons gesê het, is die Sunnis, wat die oorgrote meerderheid in die wêreld is, en dan die Shiite, en ons het nog gepraat oor die Soefies, hulle loop binne so wyd oor die twee groepe. Ja, so hulle het 'n hele klomp splintergroepe in elk geval onder hulle. So hulle eie bronne sê 70. Nou en mense sal daai 70 kan gaan tel en hulle kan trouwens ek het die lys van 70, maar ek gaan nie daarmee. Die vraag is net uiteindelik hoeveel is nie op die lys nie. So ten minste is daar hulle staan in vir 70. Net om te begin. Dit het een saak. Die ander ding is dat daar's ook ander godsdienste wat ontstaan het, weet vanuit die Islam uit wat intussen tyd wat nou sê heel selfstandige godsdienste op hulle eie geword het. So een van hulle is byvoorbeeld die Baha'i godsdienst. En die Baha'is is 'n groep wat soos ek nog gesê het ontstaan het vanuit Islam, maar ook uit Iran spesifiek. Het hulle ontstaan hier in die 1800s en dis uiteindelik 'n groep wat ek wil omtrent sê in ons dag en tyd kan jy hulle beskryf as New Age. Dus hulle is nie New Age nie, maar dit kom ooreen met New Age in die opsig dat wel almal is gelyk en as jy 'n Christen wil wees die beste Christen wat jy wil en jy's ook daardeur is jy dan ook deel van die Baha'i en as jy 'n Hindoe is, wees die beste Hindoe wat jy wil wees en almal is gelyk, mans en vrouens en so meer. En die Baha'is het ook daar onder andere in Durban het hulle 'n sentrum wat ek ook al by was met 'n groep en baie verwelkomend en so meer. Ek kan nie baie verder praat nie, maar julle kan maar gerus gaan kyk
As jy dalk Durban gaan besoek op 'n stadium, gaan naby die Baha'is aan, hulle is al naby die hawe. En so maar dis in elk geval, dis 'n godsdiens wat ontwikkel het as 'n onafhanklike godsdiens. Hulle kom uit die Islam uit, maar hulle is 'n bona fide godsdiens op hulle eie. Nou, ons kan sê, dit is eintlik 'n relatiewe klein godsdiens, maar interessant genoeg, naas die Christendom is die Baha'is die godsdiens wat in die meeste lande in die wêreld voorkom. Nou, laas gesê het, nee, Christendom is die grootste godsdiens, Islam is tweede grootste en die vinnigste groeiende godsdiens. Maar in alle godsdienste is nie oral welkom nie, Christen is nie oral welkom nie, moslims is nie oral welkom nie. Maar dis net interessant, want die Baha'is is naas die Christendom in die meeste lande teenwoordig in die wêreld. Al is dit nou nie 'n baie groot godsdiens nie. 'n Volgende groep is die Sikhs. En mense, ja, hulle is eintlik 'n baie groot mengelmoes van tussen Islam en Hindoes. So ek sê, hulle kom uit Islam uit, maar het baie Hindoe gebruike en gelowe eintlik daarmee saam geïnkorporeer. Hulle sal byvoorbeeld ook sê, nee, daar's net een God, soos dat Islam dit sê, maar dan sien hulle God op 'n panteïstiese manier van, met alles is eintlik God, jy weet, so is eintlik weersprekend, maar op daardie manier het hulle dan ook 'n vastere plek gekry in beide godsdienste. In Islam wat sê God is net een, en dan die Hindoes wat uiteindelik miljoene gode het. En is eintlik 'n godsdiens wat ook deur baie stryd is, hulle is baie onderdruk, baie oorlog gehad. Interessant, hulle die elefant wat die meeste onder voorkom is die van Sing, en Sing beteken leeu, so hulle het ook hierdie tulbande, baie sal sien, hulle het 'n tulband op die kop. Hulle het altyd ook wat noem 'n seremoniële swart saam met hulle. En so ja, dit is eintlik die hoofgodsdienste wat eintlik die Baha'is en die Sikhs, die Sufis het ons oor gepraat, maar as ek sê, dat is 'n stuk of 70 kleiner groeperinge. En ek dink ons hoef nie in detail oor hulle te gesels vanaand nie, maar ek dink ons is volgende week dan die tyd afstaan om te praat oor apologetiek, dialoog spesifiek met moslems, dan dink ek kan ons ver kom. Enrico, ek sê vir jou weer baie dankie. Dis fascinerende goedes waaroor ons praat, en ek sien uit na volgende week as ons nou hierdie reeks van 3 afsluit, 'n bietjie gesels oor hoe ons nou met die moslems spesifiek praat en 'n paar van die ander onderwerpe. Dankie.